Dit sal help as ek my mic aan het. Daar is nie wonderlik om vanoggend hier by julle te wees. Ons gaan vanoggend uit die boek van Handelinge lees. Handelinge hoofstuk 27. U is meer as welkom om saam met my te volg in u Bybels. Ek het vergeet om ook te sê baie welkom aan almal wat aanlyn inskakel vanoggend. Ek weet daar's 'n redelike aanlyn gemeenskap daar buite, so is great om julle ook daar te hê. Ek is ook deel van julle aanlyn gemeenskap. Ek kom kyk ook in wanneer ek 'n kans het. So dit is tegnologie is 'n wonderlike ding. Kom ons lees saam uit die woord van die Here vanoggend. Toe daar besluit is dat ons na Italië moes vaar, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes uitgelewer aan 'n centurio van die keiserlike kohort soldate met die naam Julius. Ons het aan boord gegaan van 'n skip uit Adramyttium wat gereed was om na plekke langs die kus van Asië te vaar en toe weggeseil. Aristarchus, 'n Macedoniër uit Thessalonika, was saam met ons. Die volgende dag het ons by Sidon anker gegooi en Julius het heel welwillend teenoor Paulus opgetree en hom toegelaat om na sy vriende te gaan en om hulle sorg te geniet. Van daar af het ons weggeseil en omdat die wind teen ons was, het ons aan die beskutte kant van Cyprus verbygevaar. Nadat ons die oop see langs Cilicië en Pamfilië oorgesteek het, het ons by Myra in Lycië aangekom. Daar het 'n centurio 'n skip uit Alexandrië gevind wat na Italië vaar en ons aan boord laat gaan. Vir 'n hele paar dae het ons maar stadig gevaar en met moeite naby Knidus gekom. Omdat die wind ons nie toegelaat het nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta by Salmone verbygevaar. Nadat ons met moeite daarlangs verby beweeg het, het ons aangekom by 'n plek bekend as Mooi Havens, wat naby die stad Lasea was. Aangesien heelwat tyd al verloop het en dit gevaarlik geword het om te vaar, die vasdag was immers reeds verby, het Paulus hulle gewaarsku, deur vir hulle te sê, manne, ek sien dat die vaart skade en groot verlies sal meebring. Nie alleen aan die vrag en die skip nie, maar ook aan ons eie lewens. Maar die centurio het meer waarde geheg aan die stuurman en die skeepseienaar se oordeel as aan Paulus se woorde. Omdat die hawe nie geskik was vir oorwintering nie, het die meerderheid besluit om daarvan uit te vaar en om indien moontlik Phoenix te bereik, 'n hawe in Kreta met 'n uitkyk op die suidweste en noordweste en daar te oorwinter. Toe 'n ligte suidewind begin waai, het hulle gedink hulle kon hulle voorneme uitvoer. Hulle het die anker gelig en al langs die kus van Kreta verby beweeg. Maar dit was nie lank nie. Of daar swiep van die land af 'n stormwind neer wat as die Heraklion bekend staan. Omdat die skip meer gesleer is en nie in staat was om teen die wind in te beer nie, het ons daaraan oorgegee en weggedryf. Toe ons aan die beskutte kant van 'n klein eilandjie bekend as Cauda kom, het ons met moeite daarin geslaag om die sloep onder beheer te kry. Nadat die bemanning die sloep opgehuis het, het hulle toue onder die skip deurgetrek om dit te verstewig. Omdat hulle bang was dat hulle op die Sirte sou strand, het hulle die dryfanker laat sak en so het hulle weggedryf. Omdat ons so geweldig deur die storm getuister is, het hulle die volgende dag begin om die skeepsvrag oorboord te gooi. En op die 3de dag het hulle met hulle eie hande die skip se toerusting oorboord gegooi. Die son en die sterre het vir baie dae nie geskyn nie. En die storm het ook nie in hewigheid afgeneem nie, sodat alle hoop om gered te word
ons ontneem is. Daar was 'n ernstige tekort aan kos. Toe het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie weggevaar het van Kreta af nie. Dan sou ons hierdie skade en verlies kon voorkom het. En nou roep ek julle om op moed te hou, want daar sal geen lewensverlies onder julle wees nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het 'n engel van die God aan wie ek behoort en vir wie ek dien by my kom staan en gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. Kyk, God het in sy genade die behoud van almal wat saam met jou vaar aan jou geskenk. Daarom, hou moed, manne, want ek vertrou op God dat dit net so sal gebeur soos aan my gesê is. Ons moet egter op een of ander eiland strand. Geliefdes, dis die woord van die Here. Die boek van Handelinge is 'n wonderlike boek. Dit vertel vir ons oor hoe die vroeë kerk ontstaan het na Jesus Christus se hemelvaart. Reg in die begin van die boek van Handelinge sien ons dat Jesus sy Heilige Gees stuur omdat hy sy volgelinge wil toerus met krag, omdat hy 'n baie spesifieke plan en rol het vir sy kerk in hierdie wêreld. Naamlik dat hy wil hê sy kerk, sy volgelinge, sy getuies moet wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van hierdie wêreld. Hierdie plan word in die res van die boek van Handelinge tot uitvoering gebring deur die krag en instaatstelling van God se Heilige Gees. Stelselmatig versprei die evangelie van Jerusalem af die wêreld in. En dit gebeur natuurlik nou nie sonder enige komplikasies nie. Ons lees van baie komplikasies en struikelblokke wat dreig om die verspreiding van die evangelie te breek, te keer, te stop. Om die waarheid te sê, wy Lukas amper net soveel spasie in die boek van Handelinge om oor die uitdagings, die probleme en die beproewings te skrywe wat die eerste kerk teëgekom het, soos wat hulle van Jesus getuig het, as wat hy spasie wy aan die deurbrake, die wonderwerke en die bekerings. Daar was binne en buite die kerk geweldige uitdagings. Die eerste kerk was 'n wonderlike kerk geweest, maar dit was definitief nie 'n volmaakte kerk geweest nie. En tog, as ons die boek lees, dan sien ons dat niks kan keer dat Jesus sy doel en sy plan met sy kerk kan bereik nie. En daarom is die woorde van Gamaliel in Handelinge 5 so van toepassing op die vroeë kerk. Daarso sê Gamaliel, as hierdie plan of onderneming die werk van mense is, sal dit tot niet gaan. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. As hierdie plan of onderneming die werk van mense is, sal dit tot niet gaan. Maar as dit van God afkom, sal julle hulle nie kan keer nie. Niks kan God se plan keer nie. En hierdie tema is deurlopend in die hele boek van Handelinge, en van toepassing op hierdie gedeelte wat ek vir u gelees het, ook vanoggend in Handelinge 27. Paulus in hierdie verhaal is op pad na Rome toe om verhoor te word deur die keiser op grond van sy getuienis oor Jesus. Sy hele lewe het opgebou na hierdie oomblik om die evangelie in die hart van een van die belangrikste lande van daardie tyd te versprei, Italië. Want van daar af, van Italië af,
kan die evangelie letterlik na die uithoeke van die wêreld versprei. Verder is dit belangrik om te weet dat Jesus self aan Paulus alreeds geopenbaar het in Handelinge 23:11 dat hy in Rome van Jesus sal getuig. Handelinge 27 vertel vir ons hoe hierdie reis verloop. Paulus se reis na Rome begin op goeie voet. Paulus saam met ander gevangenes wat voor die keiser verhoor moet word, begin hulle reis in Caesarea waar hulle al langs die kus van Klein-Asië beweeg. Nou ek het 'n kaart daarso wat ek op die PowerPoint het, so hopelik sal jy so bietjie saam met my kan volg. Wanneer hulle in Sidon kom, dan laat Julius, die Romeinse offisier wat in beheer is van die gevangenes, selfs vir Paulus toe om van sy medegelowiges en vriende in Sidon te sien, en hierdie vriende van Paulus voorsien vir hom in sy behoeftes vir die res van sy reis na Rome toe. 'n Wonderlike manier waarop die Here vir Paulus voorsien. Van daar seil hulle verby Cyprus, Cilicië en Pamfilië. En hulle kom by 'n plek met die naam Myra aan. Nou om julle 'n idee te gee, van Sidon tot by Myra is om en by 800 kilometer en dit sal hulle om en by op die skip 15 dae gevat het om daar te arriveer. Myra het 'n hawe gehad en by hierdie hawe het daar groot vragskepe wat graan vervoer uit Alexandrië in Egipte gestop op pad na Italië toe. Nou dis hier waar die Romeinse offisier besluit om die gevangenes en om Paulus op een van die skippe te verplaas op hulle pad na Rome toe. Van hier af begin die reis na Rome aansienlik moeiliker raak. Lukas skrywe dat hulle stadig gevaar het, dat hulle met moeite tot by Knidus gekom het en van daar af het hulle die hawe in Salmone heeltemal verbygevaar as gevolg van 'n wind wat hulle verhoed het om daar te stop. Met moeite kom hulle uiteindelik by 'n plek met die naam Mooi Hawens. En in hierdie tyd was hulle alreeds redelik van koers af op die normale roete na Rome toe. En buiten dit het die kondisies om te seil aansienlik vererger. Lukas skrywe in vers 9, dit het gevaarlik geraak om te vaar. Hulle was besig om in hulle wintermaande in te gaan, wat van die gevaarlikste tye was, om op die see te wees as gevolg van onstuimige weer en winde. Paulus wat self 'n ervare see-reisiger was, en wat volgens 2 Korintiërs 11:25 al 3 keer skipbreuk gelei het, probeer waarsku dat dinge nie goed gaan eindig as hulle besluit om nou voort te gaan met die reis nie. Is hier waar die Romeinse offisier 'n baie groot fout begaan. Deur meer waarde aan die stuurman van die skip en die eienaar van die skip se advies te heg as aan Paulus, die man van God. Hy luister na die experts, maar hy luister nie na die man van die Here nie. Die stuurman van die skip en die eienaar van die skip oordeel saam met die meerderheid van die wat op die skip is, dat hulle beter af gaan wees om te oorwinter in Phoenix, net so entjie op van Mooi Hawens op die kus van Kreta. Jy sou sien, dit was regtig nie 'n baie lank roete wat hulle van moes gevaar het. Dit was regtig net so om die draai gewees. Nou die ironie is dat Phoenix 'n beter hawe was om te oorwinter
Maar dan hou hulle nie in berekening van hoe vinnig die kondisies op die see kan verander nie. En daarom in steede daarvan om in Phoenix te arriveer soos hulle beplan, word hulle opgevang in die Euracylon, 'n noordoosterwind wat vinnig orkaansterkte kan bereik en hulle word heeltemal van koers af gedryf deur hierdie sterk wind die oop see in. Nou sonder om in al die detail te gaan, bevind hulle self vir nog 14 dae in hierdie storm. Vir 'n lang tyd weet hulle nie waar hulle is of waarheen hulle op pad is nie. Lukas skryf dat die son en die sterre het vir dae aan een nie geskyn nie. Die storm het nie in ewigheid afgeneem en die dinge was so desperaat dat hulle selfs alle hoop om gered te word laat vaar het. Dit los ons met die vraag, wat van Paulus? Wat van die evangelie wat in Rome verkondig moet word? Het hierdie storm dit uiteindelik reg gekry om die evangelie te keer? Ek dink vir Paulus moes dit verwarrend aanvanklik gewees het. Hy dien die Here. Hy is bereid om te gaan waar Jesus wil hê hy moet gaan ongeag van die koste. Dit is duidelik dat hy Rome toe moet gaan. Onthou, Jesus het self aan hom verskyn en vir hom gesê hy sal van hom in Rome gaan getuig. Maar soos wat die tyd aangaan, maak sy omstandighede dat dit nie net moeilik gaan nie, maar dat dit skynbaar lyk of hy verder en verder van koers af geforseer word. Soms so iets van dit in ons eie lewens ook, né? Ons dien die Here. Ons probeer in sy wil leef, ons probeer hom gehoorsaam wees, en dan gebeur dit soms dat daar dinge oor ons pad kom wat ons nie verstaan nie. Dan bevind ons onsself in 'n storm. Dan lyk dit asof dinge uitmekaar wil val en ons totaal van koers af gedryf word. En ons wonder, waarmee is die Here nou besig in ons lewens? Die geliefdes, hierdie verhaal wil ons egter bemoedig dat God getrou bly en sy plan met ons lewens nie gekeer kan word nie. Al lyk dit vir ons skynbaar so. Nie deur die storms of deur die optrede van mense nie. U sien, God werk nie net ten spyte van moeilikhede en uitdagings nie. Maar hy werk ook deur en in die moeilikhede en die uitdagings wat oor ons pad kom. En ek dink dit is baie belangrik om te hoor. God werk nie net ten spyte van moeilikhede en uitdagings nie. Maar hy werk ook in en deur die moeilikhede en die uitdagings wat oor ons pad kom. Dit sien mens baie duidelik as mens die hele verhaal lees. Interessant, Paulus raak nie paniekbevange deur hierdie gebeurtenisse wat hy homself in bevind nie. Hy raak nie kwaad omdat die Romeinse offisier nie na sy advies wou geluister het nie. Hy gooi nie die handdoek in en raak moedeloos omdat dinge skynbaar nie uitwerk soos wat hy gedink het dit gaan. Insteede word Paulus 'n sleutelspeler binne hierdie krisis waarin hulle self bevind. Paulus hou sy kop. Hy is kalm. Hy gee goeie advies. Hy bemoedig die manne om iets te eet nadat hulle vir 14 dae sonder kos gegaan het. Hy breek brood. Hy bedien nagmaal aan hulle binne hierdie storm.
Dit staan natuurlik in groot kontras by die optrede van die matrose en die soldate op hierdie skip, wie se optrede net getuig van selfsug en paniek. Die normale menslike instink wanneer daar gevaar is. Die matrose van die skip gooi die skeepsvrag sommer oorboord, wat die hele doel van die reis was. Op 'n sekere punt wil hulle wegkom op 'n klein reddingsbootjie en sommer almal se lewens in gevaar stel. Die soldate wou die gevangenes om die lewe bring, net om seker te maak dat niemand van hulle ontsnap en hulle verantwoording daarvoor hoef te doen nie. Ek bedoel, daar's totale paniek, daar's wanorde, daar's selfsug wat hulle optrede kenmerk. Goeie logika gaan heeltemal by die deur uit. Jy sou seker onthou, ons het so iets van dit ervaar 'n paar jaar gelede met die COVID-pandemie. Daar was paniek, wanorde, selfsug. Mense se normale respons in 'n krisistyd. Paulus hanteer hierdie krisis egter heeltemal anders. Vraag is, wat het Paulus in staat gestel om dit so anders te hanteer as al die ander op daardie skip? Ek glo daar is 3 dinge wat ons hier lees. Die een is die feit dat hy aan Jesus behoort het. Hy het aan Jesus behoort. In vers 23 sê Paulus vir die bemanning, verlede nag het 'n engel van God, van die God aan wie ek behoort en vir wie ek dien, by my kom staan en gesê, moenie bang wees nie. Amazing. God stuur 'n engel om daar by Paulus in hierdie storm te kom staan en hom persoonlik te kom bemoedig. God verlaat nie sy kinders wanneer hulle deur storms gaan nie. Jesus het regtig bedoel toe hy gesê het, ek sal met julle wees tot aan die einde van die dae toe. Hierdie is 'n versekering vir elke wedergebore kind van die Here. Weet die kinders van die Here word nie altyd die storms van die lewe gespaar nie. Ons is op dieselfde skip as die res van hierdie wêreld. Maar die verskil is, ons het 'n anker. Ons het 'n anker in die teenwoordigheid van Jesus. Ons het 'n anker in sy liefde vir ons. En daarom wat Paulus skrywe in Romeine, dat niks ons sal skei van die liefde van Christus nie. Paulus het dit daar op daai skip beleef. Weet jy, dit maak 'n reuse verskil wanneer 'n mens dit besef. En wanneer 'n mens aan dit kan vashou, wanneer jy deur die storms van die lewe gaan. Die tweede ding wat Paulus in staat gestel het om anders te op te tree binne sy situasie, is die feit dat hy ook vir Jesus gedien het. Nie net het Paulus aan Jesus behoort nie, maar hy het werklik Jesus gedien. Interessant, Paulus sê in vers 23 dit presies. Hy sê daarso dat hy vir God gedien het. Paulus het 'n pad gestap saam met Jesus. Sy lewe was oorgegee aan Jesus. Hy het soveel dinge saam met Jesus deurgemaak, soveel gesien, ervaar saam met Jesus, dat hy daarom vir Jesus in hierdie nuwe situasie ook kon vertrou het. Weet jy, dit is so belangrik dat ons nou die Here moet dien. En moet erns maak met ons pad met hom. Doen dit terwyl die waters kalm is in jou lewe.
Moenie wag vir 'n storm om oor jou pad te kom voordat jy begin erns maak met jou pad met die Here nie. Dien hom nou, sodat jy hom kan ervaar in jou lewe. Sodat wanneer die storm kom, jy 'n stewige anker in jou verhouding met God sal hê. En dis die derde ding wat Paulus in staat gestel het om anders te op te tree binne hierdie storm. Hy het vir Jesus vertrou. Hy het sy woord vertrou. Jesus het sy woord wat hy 2 jaar vroeër aan Paulus gegee het, dat hy in Rome van hom moet gaan getuig, weer aan Paulus herbevestig. Paulus, jy moet nog voor die keiser gaan verskyn. Hy het weer vir Paulus sy woord gegee. En wat was die resultaat? God gebruik vir Paulus om van hom te getuig. Eerstens op die skip. Paulus was Jesus se getuie gewees daar op die skip en binne die storm. Deur die manier waarop hy die krisis hanteer het, het hy vir almal op daardie skip gewys wat 'n verskil 'n persoonlike verhouding met Jesus aan 'n mens se lewe maak, sonder dat hy eers vir hulle gepreek het. Geliefdes, die manier waarop ons krisisse in ons lewens hanteer, vertel vir mense iets van die God wie ons dien en aan wie ons behoort. Dominee Johan het so 'n paar jaar gelede daar in die Waikato ons uitgedaag met hierdie vraag, en dit het nog altyd by my gebly. Die vraag is, wat 'n verskil maak die feit dat ek glo aan hoe ek optree binne my situasie? Wat 'n verskil maak die feit dat ek glo in hoe ek optree binne my situasie? En as dit nie 'n verskil maak nie, wat beteken dit dan dat ek glo? 'n Geweldige, belangrike vraag. Die manier waarop ons binne 'n krisis optree, is so 'n deel van ons getuienis. En vertel vir ons iets, en verander iets van ons verhouding met Jesus. Tweedens gebruik God vir Paulus as 'n getuie op die eiland van Malta. Dit is in die begin van Handelinge 28. Nou, as ons weer eens na die kaart kyk, dan sien ons Malta is eintlik 'n bitter klein eiland daar in die middel van die see. In die middel van ergens en nêrens. Amazing. Dat die Here juis die storm gebruik om Paulus se skip heeltemal van koers af te beweeg, sodat hulle skip kan opeindig op hierdie eiland. Want op hierdie eiland het Jesus ook mense wie hy liefgehad het en wou bereik het met die evangelie. Paulus het daar vir 'n volle 3 maande bedien. Vandag is daar 'n dorp op die eiland met die naam St. Paul's Bay, waar hulle beweer het waar Paulus se skip opgeëindig het, geland het daar. Maar nie net dit nie, daar is ook 'n groot Christelike bevolking op daai eiland. Heel waarskynlik daar is gevolg van Paulus se bediening. Here is amazing. En dan lees ons ook verder dat Paulus wel eintlik net soos wat Jesus gesê het in Rome aangekom het, waar hy onder huisarrest geplaas was. En daar het mense na hom toe gekom en het hy hulle van Jesus vertel. Daar het hy ook baie van die briewe geskrywe wat ons vandag in ons Bybels het. Die boek van Handelinge eindig so. Paulus het 'n volle 2 jaar in sy gehuurde huis gebly en almal wat na hom gekom het ontvang.
Hy het die koninkryk van God verkondig en hulle met alle vrymoedigheid en ongehinderd oor die Here Jesus Christus onderrig. U sien, Jesus se plan vir Paulus was Rome. Maar hy het ook terselfdertyd 'n plan gehad vir die Romeinse offisier, die skipeienaar, die matrose, die 276 mense aan boord van die skip en die mense van Malta gehad, wat hy Paulus wou van deel maak. God het 'n doel in ons lewens, geliefdes. En ander mense se lewens. Met die ompaaie en die storms wat oor ons pad kom. God het 'n doel daarmee. Hy is nie net besig om ten spyte van hulle te werk nie, hy is besig om in hulle te werk. Hy is besig om deur hulle te werk, om sy doel te verrig. Met my en jou lewe. Hy is dikwels besig met iets baie groter as wat ons kan besef of sien. So ek sluit af. Kan Jesus se plan gekeer word? Van die begin van Handelinge tot die einde van Handelinge sien ons dat niks kan ultimately Jesus se plan met sy kerk en die evangelie in die wiele ry nie. Die werk van die Here gaan aan. Die vraag vir die kerk en vir ons is, gaan ons daarvan deel wees? Gaan ons lewens werklik aan Jesus toewy en deel in die seën om deur hom gebruik te word? Gaan ons deel wees van die triomftog van die evangelie? Of gaan ons lewens vir onsself probeer hou? Gaan ons eie agendas en planne vir ons lewens volg? En uitmis op die seën en vreugde daarvan, om 'n instrument van Jesus te wees. Jesus roep ons op, om saam met hom te reis. Om werklik oor te gee aan hom, sodat hy sy doel en sy plan in ons lewens en in sy kerk kan bereik. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader en God, Here, baie dankie vir wie U is. Here, baie dankie, Here, dat U in beheer bly. Here, selfs te midde van geweldige uitdagings en storms. Here, wat ons soms persoonlik deurgaan, wat U kerk soms deurgaan. En Here, dat U nie net ten spyte van dit aan die werk bly nie, maar dat U ook in dit en deur dit besig is om die doel te bereik en om die plan te bereik met ons lewens, en dat as U kinders kan ons rus in die wete dat U alles teen goeie laat meewerk vir die wat U liefhet en volgens U besluit geroep is. Here, U bly in beheer. En Here, daarom kan ons net aan U oorgee. Daarom kan ons U vertrou, Here, want ons weet in U hande is ons veilig. Ons weet, Here, dit wat Paulus geskryf het, is waar. Niks kan ons skei van die wonderlike liefde van Christus nie eers 'n geweldige storm. Here, my gebed is, hou ons naby aan U en hou U kerk naby aan U tot eer van U naam. Amen.